Voel dit partykeer vir jou asof jou vreugde gesteel is? Voel dit partykeer vir jou asof jou geluk gesteel is? Voel dit vir jou asof daar net heeltyd iets is wat alles wat jy doen 'n stok in die wiele probeer sit? Raak jy ook maar partykeer bietjie moedeloos? Ons sien in 1 Samuel 30 vanaf vers 1 sien ons dat Dawid het ook partykeer bietjie in die moeilikheid gekom omdat sy vyande by hom gesteel het. Ons sien in hierdie verhaal dat toe hulle terugkom van 'n geveg af, het die Amalekiete gekom en die vrouens en die kinders ontvoer. En lees ons van vers 6 af, Dawid was nou in groot moeilikheid want sy manne was verbitterd omdat hulle vroue en kinders verloor het. Hulle het begin sê dat hulle Dawid met klippe moet doodgooi, maar die Here sy God het aan Dawid krag gegee. Dawid was in die moeilikheid, die vyand het by hulle gesteel. Sy mense was moedeloos. Glo my, daar was nie baie joy daai oggend in daai kamp nie. Maar hy sê toe vir Abijah die priester, bring vir my die skouerkleed. Abijah het dit gedoen. Toe vra Dawid vir die Here, moet ek hulle agterna sit? Sal ek hulle inhaal? En die Here het geantwoord, ja, agtervolg hulle, jy sal hulle sekerlik inhaal en almal red. Hier is die ding. Wat het Dawid gedoen toe hy nou met sy rug teen die muur was? Kyk, hy was in groot moeilikheid, almal was nou vir hom nikkerig. Maar die Here was daar en Dawid het die Here gaan soek en hy het gaan raad soek by sy raadgewer. En hy het die Here gevind en die Here het vir hom gesê, ja, gaan, jy gaan hulle almal red. En die Here het ook gedoen wat hy gesê het hy gaan doen en dit het gebeur. In Spreuke 11 vanaf vers 14 lees ons, sonder goeie leiding stort 'n volk in duie. Dit is veilig om baie raadgewers te hê. Maar watter raadgewers kies jy? Jy moet eerstens, jou hoofraadgewer moet die Here jou God wees, soos Dawid die Here sy God geraadpleeg het. En dan moet jy jou omring met mense wat ook by die Here hoor. Maar die groot einde van elke besluit moet by die vrede van die Here berus. Jy moet bid tot jy vrede kry. En as jy 'n besluit neem met vrede in jou hart, dit is dan wanneer jy gaan sien hoe dinge in jou lewe begin verander. Maar die belangrike ding wat Dawid hier gedoen het, hy het eers by die Here gaan hoor. Here, wat moet ek nou doen? Baie keer gaan die mense om jou moedeloos raak, omdat jy nie dadelik besluit neem en optree nie, omdat jy eers by die Here gaan hoor. Maar dit is oukei. Want as jy by God hoor, weet jy, jy is op die regte pad. En ek het ook agtergekom dat ons nodig het om meer en meer na God te gaan verleiding, dat ons meer en meer by die Here uitkom om vir ons rigting aan te wys, want dan sal ons vreugde volkome wees. Die vyand kom om te steel, die Bybel is baie duidelik daarop, maar God is ons krag, God is ons vreugde, God is ons hoop, en ons moet eerder aan God oorgee en aan God submit, sodat ons in sy vreugde, in sy vrede en in sy geluk kan leef. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat U ons God is en ons koning en dat U ons voorsiener is van vreugde, vrede en geluk. Help ons om U eerste te stel in alles wat ons doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.